Daar sê, ek wil sommer van my kant af dan sê 'n baie hartlike goeiemôre aan elke liewe persoon wat vanoggend hier is. Ek het so skrams net van julle so vinnig gegroet, want ons was besig om daar agter by die rekenaar so bietjie te probeer iets uit te sorteer en ons het dit nogal reg gekry, althans nie ek nie, maar ons twee slim rekenaaroperateurs daar agter klank. So ons glo dit gaan nou gaan dit werk. Ons glo en vertrou so, maar daarby gaan ek nou kom wat ons vanoggend wil doen. Maar van my kant af 'n hartlike goeiemôre. En weer eens ons kykers aanlyn waar hulle ook dan nou ingeskakel is, 'n hartlike goeiemôre aan elkeen van hulle ook. En dit is weer eens, soos ek gesê het, so wonderlik net om te weet dat nie net ons wat vanoggend hier is nie, maar ook hulle wat aanlyn nou ingeskakel is, kan deel wees om te hoor wat ek glo die Here vanoggend vir ons wil kom deel uit sy woord uit. So, julle kan blaai daar na Romeine hoofstuk 8 toe, Romeine hoofstuk 8, ons gaan daar net so 1 of 2 verse vanoggend lees, uit Romeine hoofstuk 8 uit, net gou kyk daar, in my Bybel is dit op bladsy 206, daar in die Nuwe Testament, in my 83 vertaling, bladsy 206, uit Romeine hoofstuk 8. En ja, inderdaad, dink ek, baie van ons gaan nou gaan ons daar lees, maar baie van ons ken immers, soos ons vanoggend hier so sit, daardie gevoel van, as ek net deur hierdie dag kan kom, of as ek net deur hierdie week kan kom. Baie mense, ek het al die uitdrukking gehoor, dan sê hulle, 'n mens leef van die een Vrydag tot die ander Vrydag, van die een Pydag tot die ander Pydag. En so gaan 'n mens se lewe verby nie, maar partykeer voel dit so. As jy hou net uit en jy probeer net oorleef. En dan gaan ons gaan ons hierdie amazing verse lees, wat Paulus hier geskryf het, in Romeine hoofstuk 8. Maar, hoe bring 'n mens dan nou hierdie woorde, wat ons nou gaan lees, hierdie waarheid, want dit is 'n waarheid, hoe bring 'n mens dit uit, by hierdie gevoel wat 'n mens baie keer het, ek het dit baie gereeld, van, ek moet net probeer om te oorleef. Ek moet net probeer om te survive. Wat nog te sê van te thrive, is die Engelse woord, nee. Wat nog te sê van in oorvloed te lewe. Dit voel nie soos 'n realiteit nie. Maar, Paulus skryf dit hierso. Ons gaan dit nou lees. Ons is meer as oorwinnaars. Ons is meer as oorwinnaars as ons kinders is van God. Nou, hoe bring 'n mens hierdie twee bymekaar uit? Deur te leef as 'n oorwinnaar, eintlik meer as oorwinnaar, en as jy partykeer voel, hoorie, ek survive net, ek maak dit net, ek probeer net deur die dag kom, of deur die week. Hoe bring 'n mens hierdie twee bymekaar uit? Moet ons so leef? Hoe is ons veronderstel om te leef? En ons is besig dan, inderdaad mos nou, ons het so verlede Sondag begin, die van julle wat hier was, wat daar kan onthou, het ons begin met hierdie hele reeks rondom die opstandingskrag van Jesus Christus. Wat beteken dit? Dat daardie selfde krag, waarmee God die Vader vir Jesus Christus uit die dood uit opgewek het, waarmee hy het opgestaan het daai Sondagoggend, toe die graf leeg was en die klip weggerol was. Wat beteken dit? Dat daar dieselfde krag in jou en my, en let wel die voorwaarde is, ek moet 'n kind van God wees. Ek moet Jesus Christus in my hart hê, anders het ek nie daai krag in my nie. Maar as ek kind van God is, wat beteken dit? Dat daai opstandingskrag van Jesus ook in my
hart leef. En hoe is dit veronderstel om my lewe en my gedagtes te verander en my krag te gee om te leef soos wat die Here van my vra. Nou daarby gaan ons nou so bietjie meer stil staan, maar ons het vanoggend het ons natuurlik nou ons volwassenes hier, ons groot mense, soos mense maar praat, en ons is so dankbaar vir elke liewe man, elke liewe vrou wat hier is saam met ons vanoggend. En dan het ons kinders, ons kindertjies, meeste van hulle is nou daar by die jam besig en hulle is aan die gang daar met hulle lessies ook. En dan het ons nog 'n spesiale groep mense wat vanoggend hier is. Hulle is nie meer kinders nie, maar hulle is nog nie heeltemal groot mense nie. En dis ons tieners. En soos ek nou hier voor staan en ek kyk so oor hierdie pragtige mense wat hier voor my sit, julle sien ek 'n hele paar van ons tieners wat vanoggend hier is, ons Glow tieners. Nou ek het hulle gisterand gou so 'n boodskapie gestuur op ons WhatsApp groepie en vir hulle gesê, hoorie, julle moet sorg dat julle wel vanoggend julle selfone saambring kerk toe. Gewoonlik moet jy mos juist nie jou selfoon eintlik aan hê tydens die diens nie, nee, jy kan hom saambring, maar jy moet hom mos maar eintlik gewoonlik of afsit of jy moet hom op silent hê. Dis mos maar hoe dit werk, dat jy mos nou mooi kan oplet na en luister dit wat ek glo die Here op sy hart het vir ons. Maar vanoggend gaan ek vir ons tieners, en let wel, dis nou net ons tieners, so die res van julle kan nou nie 'n kans vat en nou ook julle op julle selfone besig wees nie, nee? Okay, behalwe as jy jou Bybel app op jou selfoon het, maar dis tussen jou en die Here. Ek gaan nou nie optek of dit die waarheid is, dan mag jy jou selfoon gebruik. Maar anderste, net ons tieners, julle kan, die van julle wat wil, dis natuurlik nou nie 'n moet nie, dis absoluut vrywillig, maar julle kan nou julle selfone kan julle nou uithaal en gou saam met my so 3 of 4 vragies gou beantwoord op julle selfone. Hierso live terwyl julle nou hier sit. En hierdie vraag gaan dan nou juis oor vanoggend se boodskap, naamlik dat ons as kinders van God meer as oorwinnaars is. Dat ons meer as oorwinnaars is, of dan dat ons veronderstel is om so te lewe. En ons gaan vanoggend sommer so bietjie ons gedagtes aan die gang kry, en net om te kyk of julle op die bol is en of julle saam kan gesels, gaan ons hiervoor op die skerm het ons so hulle noem dit 'n Mentimeter. Dalk is daar van julle wat al daarvan gehoor het. Wat jy net kan sien hoe die antwoorde deurkom, wat se persentasie van die mense wat deelneem aan hierdie vragies, hoe hulle gedagtes dink. Maar die goeie nuus is, of wat julle nou nie hoef oor te bekommer vanoggend nie, ons tieners, dis heeltemal anoniem. Okay, so niemand gaan jou naam enigsins daarvoor op die skerm sien nie. Ek gaan nie jou naam sien nie, dis net jy. En dit is sommer net vragies wat nou op jou selfoon gaan veronderstel is om op jou selfoon op te kom, sodra jy nou gaan doen wat ek van jou vra. En die res van ons, die vraag gaan daar wees, so die res van ons moet nou nie sit en nou ander dinge dink nie. Jy moet saam, ons moet almal saam vanoggend 'n bietjie dink oor hierdie vraag. Maar ek het nou juis ons tieners gekies, want gewoonlik is hulle die ouens en die meisies wat 'n bietjie meer uitmaak van 'n selfoon, né? Ons ouer mense, dit gaan dalk so 'n bietjie baie lank vat om julle te kry om op die selfone die regte goedjies in te tik. So ek het gedink, nee wag, ons Glow tieners, julle is mos die selfoon generasie en julle gaan heel goed kan glo ek saam werk en saam dink. En dan hou dit sommer julle gedagtes so 'n bietjie gefokus. En terselfdertyd wil ek dan die mense wat aanlyn ingeskakel is ook uitnooi dat julle ook saam dink oor hierdie vraag. Nou ons gaan dis so 3 of 4 vragies, dit gaan nie lank wees nie, maar is net om ons almal se gedagtes
so bietjie aan die gang te kry en hierdie boodskap net vir ons vanoggend prakties in ons harte en in ons eie lewens te laat tuiskom, om ons gedagtes so bietjie meer te laat dink daaroor. Goed, so as die mense daar agter Ronel hulle, as julle reg is, daar is hy, daar sy, great. So, dit is nou maar amper soos 'n PowerPoint, ek gaan vir jou sê as jy moet oorgaan na die volgende ene, maar daar sien julle dit. Ons is meer as oorwinnaars, of ons is veronderstel, soos wat Romeine 8 vanoggend vir ons sê, om te lewe as meer as oorwinnaars. Nou ek gaan dit vat baie min data, hoor, so julle hoef nou nie bang te wees, julle gaan nou al julle data opgebruik nie, so dit vat baie min data, al wat julle vanoggend hoef te doen, dis nou ons tieners, as julle wil, is om net op Google op te gaan, of wat ook al jou browser is, en dan gaan tik jy in menti.com. Daar bo sien julle hom, sien julle daar, join@menti.com. So jy gaan tik gou daar op jou foon, jy vat jou foon, gaan op jou browser op, en dan tik jy in menti.com. En as jy nou daar op daai menti.com uitgekom het, dan gaan jy daar 'n blokkie kry wat sê jy moet 'n kode intik. En daai kode is dan daai enetjie wat daar staan 533 5631. 533 5631. Okay, so kyk gou of julle gou, dit is omtrent die moeilikste van die hele lot wat julle nou moet doen. Kom ek kyk gou of ek dit reg gekry gou op myne. Daarso .menti.com. Daar gaan hy gaan op. As hy Mentimeter, enter the code to join. En dan sit ek gou daarso daai kode in 533 5631. Kyk net daar's al 4 tieners wat gejoin het. Ja, julle is vinnig. Liewe aarde, kom ek join gou. Kom ons kyk of ek. Daar nou sommer, so daar's nou 6 van ons wat hierso gejoin het, wat aanlyn is. Right, so. Great, dan kan jy maar net so jy kan so 'n thumbs up daarso stuur as jy wil, en dan kan jy net jou selfoon hou, want hy gaan nou self oorgaan soos wat ons oorgaan. Right, so ek het so 'n paar vragies vir julle. Ons het 6 van ons wat gejoin het, dis 100%, as van julle nog aanlyn kom, dis great, maar kom ons gaan aan te wille van die tyd. So, en dis nou ons beurt om so 'n paar gedagtes te deel vir oggend. So ek sê, dis anoniem, niemand gaan jou naam sien nie, ek weet dit nie eers nie, dis net jy. Ronel, jy kan vir ons aangaan aan die Ronel, na die volgende enetjie daar. Goed, so die vraagie daarso, nou sal hy op jou selfoon dieselfde wys, ek het hom hier by my. So watter stem hoor jy die meeste in jou gedagtes? Dis nou vir almal van ons. So as ons vanoggend moet kies tussen daai 3 opsies. Die eerste een is, ek is nie goed genoeg nie, of ek worry oor wat mense van my dink, of ek is bekommerd oor my toekoms. Hey, daar sommer al klaar 100%, met ander woorde, daar's 'n hele paar, jy kan 2 kies daarso. Jy hoef nie, maar jy hoef net 1, of jy kan 2 kies, en dan druk jy daar submit, daar het ek myne in. Daar's nog 1 persoon wat nog kan of moet respond. Daar het almal gerespond, yes, maar julle is skerp. Kyk, hierdie glouteners van ons, julle is uit die boeke uit. 100% vir julle. Daar sê, so kom ons kyk net gou sommer daar vir interessantheid. So die grootste of die meeste wat 'n mens in jou gedagtes baie keer hoor, is ek voel bekommerd oor my toekoms. So dit is die grootste persentasie van ons tieners wat vanoggend hier sit. Sê hulle is bekommerd oor hulle toekoms, nê? En dan die tweede enetjie is ek worry oor wat mense van my dink. Dis nogal 'n kwart van die tieners vanoggend. Ek dink ons groot mense ook, ek weet ek. Jy's nogal baie keer ge-worry oor wat ander mense van jou dink. En dan gedagtes wat baie keer by 'n mens opkom is,
ek is nie goed genoeg nie. Daai stem wat hier in jou gedagtes kom fluister as jy iets nie goed genoeg kan doen nie, of jy dryp 'n toets, of jy is nie gekies vir die eerste sportspan nie. Wat dit ook al mag wees, een of ander teleurstelling, dan kom my gedagtes hier by jou op. Ja, jy's nie goed genoeg en jy is eintlik maar 'n mislukking. Jy sal dit nooit maak nie. Dit is mos hoe 'n mens baie keer voel. Goed, so kom ons gaan aan na daai volgende ene. Wat maak jou die meeste bang of onseker? En daar tik jy dan een woord in. As jy vanoggend hier sit, en weer eens wil jy almal moet daaraan dink, as jy een woord vanoggend moet kies, wat maak jou bang? Wat maak jou die meeste bang? Of wat laat jou vanoggend die meeste onseker voel? Kom ons kyk gou, ek gaan ook daarso deelneem. Okay, so daar is al klare antwoord. Failing, ja, dat jy gaan misluk, dis reg. Economy, die ekonomie maak dat 'n mens onseker voel, nê, dat jy bang is vir wat die toekoms vir jou inhou. Ek sien daar het nog 'n paar bygekom, julle kan ook daar nog 'n woordjie indruk. Kom ons kyk of daar nog iets is wat jou laat bang voel of onseker. Okay, hulle dink nog maar so bietjie. Sal dalk nog 'n woord. Jy sit maar net okay die hele tyd. Ja, mislukking, daar sy. Mislukking. En dan behavior. Hoe jy self optree. Hier kom hulle nou deur. Skynat maak my baie bang. Jong, ja, dit maak sin. Daai EW. Skynat, dit maak 'n mens baie bang. Inderdaad. Goed. So amper almal het nou al daar 'n woord geskrywe. Ek dink ons kan aangaan as die ander kan nog bykom, maar kom ons gaan so lank aan ter wille van die tyd. En dit is dan waar ek dan nou eintlik ook wil uitkom. Wat sê God oor jou in Romeine 8 as jy Jesus in jou lewe ingenooi het? En dan moet jy nou daarso antwoorde kies wat jy dink waar is. So dan moet jy nou daarso die blokkies tik. Met ander woorde, is ek is 'n kind van God, is dit wat Romeine 8 sê? Of die Heilige Gees leef in my as ek 'n kind van God is? En dan, ek is meer as 'n oorwinnaar. Daar het iemand al klaar geantwoord. So wat dink jy sê Romeine 8 oor jou, as jy kind van God is? Daar kom nog deur, dit is sommer baie vinnig. Ek is meer as 'n oorwinnaar, daar is 4 van ons wat deelneem wat dit sê, dit is definitief daar. Die Heilige Gees leef in my, en dan ek is 'n kind van God. Ja, daar sê, inderdaad. En as ons nou, is daar nog enetjie oor, dink ek? Ronel, ons kan maar gou aangaan daarna toe. So met ander woorde, die laaste een, as ek dit nie mis het nie. Wat is die waarheid vandag oor jou as kind van God? Een woord wat jy vandag kies. Enige woord. Dit hoef nie te gaan oor Romeine 8 nie, maar wat is die waarheid vandag oor jou as kind van God? Wie jy is as kind van die Here. Enige woord. Jy kan enige woord daar intik. Kom ons, wat gaan ek daar insit? Daar sien, dit was die laaste vraagie. Genoeg. Wow. Dit is 'n amazing woord. Jo. Wie dit ook al is wat daai woord daar ingetik het, dit is 'n briljante ene.
Dit is 'n briljante een. En as jy dit klaar gedoen het, kan jy jou selfoon sommer weer bære, want dan is dit klaar. Kom ons kyk of daar nog 'n paar woorde deurkom. Ek is waardig. More than enough. Absolute amazing. More than enough. So ons kan kans gee vir nog so 'n paar sekondes. Belangrik. Ja, jy is belangrik. Great. So dalk nog so 1 of 2 woorde wat daar opkom, wat jy hoor as kind van God, wat vir jou waar is. En lyk my dit is dit. Dis almal wat geantwoord het. Daar sy. So, baie dankie vir ons mense daar agter. Julle het regtig waar julle self oortref vanoggend. En baie dankie vir almal wat dan nou sommer deelgeneem met al ons tieners. Dit was nou net om julle sommer so 'n bietjie aan die gang te kry, julle gedagtes aan die gang te kry. En soos ek sê, miskien sal ons op 'n latere stadium dit met almal doen, met ons groot mense, maar ons sal dalk eers so 'n training session of iets moet gee voor die tyd, nee. Daar is hy. Maar ons tieners, julle is op die bol. Ek is trots op julle. Julle het dit sommer net so gevang. Ja, so daai was nou sommer net om die gedagtes so 'n bietjie aan die gang te kry. En dit bring ons dan nou terug na vanoggend se boodskap van meer as oorwinnaars wees. So ek sê, want dit is so, ons leef soveel kere, en ek begin eers vanoggend weer eens by myself, leef 'n mens maar net as iemand wat probeer oorleef. Jy probeer net deur die dag kom, baie keer. Jy probeer net deur die week kom. Jy leef van die een Vrydag na die volgende Vrydag. En so gaan jou lewe verby. En dit is nie hoe die Here wil hê ons as kinders van God moet lewe nie. Hy wil hê ons moet lewe hierdie woorde wat hier staan in Romeine 8 wat Paulus geskryf het. Kom ons gaan net baie vinnig soontoe. Daar sal staan, jy kan saam met my lees, Romeine 8 vers 31. Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit, God is vir ons, wie kan dan teen ons wees? Hy het sy eie seun Jesus nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red. Sal hy dan nie al die ander dinge saam met hom uit genade vir ons skenk nie? En dan terwille van die tyd gaan ek nou nie daai res van daai gedeelte lees nie, jy kan dit self gaan lees, 'n lysie wat Paulus daar maak van wat ons dalk sou kon skei van die liefde van God. Hy praat van lyding, benoudheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar, swaard. En dan sê hy, kan hierdie dinge mens skei van die liefde van God? Dan sê hy nee, vers 37, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom, dis God, wat vir ons liefhet. Ek en jy is in al hierdie dinge, swaar kry, lyding, benoudheid, honger, naaktheid, gevaar, swaard. Die lysie gaan aan wat hy hierso noem. Is ons meer as oorwinnaars, of althans is ons veronderstel om as meer as oorwinnaars te lewe. Maar nou sal jy miskien nou vanoggend hier sit en jy sal vir my sê, maar Eldrey, dit voel nie so nie. Ek weet ek is 'n kind van die Here. Ek weet Jesus het vir my aan die kruis gesterf, van daardie kruis. Ek het my lewe vir hom gegee iewers in my tyd hier op aarde. Ek weet ek is kind van God. Maar dit voel nie so nie. Ek leef nie met daardie oorwinnaars hart in my waarvan Paulus skrywe nie. Hoe kan dit dan nou waar wees? En kyk daar die wêreld rondom jou, as jy kyk na al die pyn, jy kyk na die siekte, jy kyk na die teleurstellings, jy kyk na die sonde en hoe dit gaan, maar die antwoord lê vanoggend in hierdie een waarheid opgesluit. En dit moet ons vanoggend baie mooi hoor en vra dat die Heilige Gees dit in ons harte kom skrywe. En dit is die volgende: die opstandingskrag van Jesus leef in my.
as ek kind van God is. Hoor weer, die opstandingskrag van Jesus leef in my as ek kind van God is. En waar begin dit om te leef vanuit hierdie opstandingskrag van Jesus, hierdie weet dat ek meer is as 'n oorwinnaar? Dit begin hier, in hierdie gedagtes, in hierdie kop van jou en my, in ons gedagtes. Want soos ons net nou ook gesien het, daai aanlyn vragies wat ons tieners gedoen het, daar kom ons sulke gedagtes by 'n mens op, nê? En dis nie net ons tieners nie, dit is van die kleinste tot die grootste. As jy misluk, dan kom hierdie gedagtes by jou op van, jy's nie goed genoeg nie. Jy begin bekommerd te wees oor die toekoms. Jy kyk na die dinge rondom jou en jy sien hoe dit gaan en dan worry jy worry oor die toekoms. Ja, al daardie negatiewe gedagtes wat by jou opkom. En is daar wat ek en jy moet weet, dit begin daar in ons gedagtes, wat ons dit moet vra vir die Heilige Gees, om dit in ons harte te skryf en ons gedurig daaraan te herinner. Die opstandingskrag van Jesus leef in my. En daarom, omdat Jesus uit die graf uit opgestaan het, daarom is ek goed genoeg. Daarom kan ek glo, en dis die keuse wat ek moet maak, elke dag, oor dat ek glo dit wat God oor my sê, dit wat die Bybel oor my sê. Nie daai stemmetjies wat vir my kom sê, jy's 'n mislukking en jy gaan dit nie maak nie, en jy moet bekommerd wees, en jy moet worry oor die toekoms, ensovoorts nie. Dis daar. Maar dan moet ek die keuse kan neem om te sê, ek glo wat God vir my sê. Ek glo wat sy woord vir my sê, naamlik dat die opstandingskrag van Jesus in my leef, en dat ek meer as oorwinnaar is, deur hom wat my liefhet, en dat niks my kan skei van die liefde wat daar is in Jesus Christus vir my nie. Want daar dieselfde krag wat in my leef, is dieselfde krag wat die graf oopgebreek het, wat die dood verslaan het, wat Jesus daardie oggend laat opstaan het uit die dood uit. Daardie krag leef in jou en in my as kind van God. Daardie opstandingskrag leef in ons. Jy sien, ons is baie keer soos hierdie 'n man, hierdie voorbeeld van hierdie man wat in die tronk gegooi was. Maar die tronkdeur, die sel se deur, was nooit gesluit nie. En hy het vir jare in hierdie sel gesit. En eendag staan hy op en hy loop na die tronkdeur toe en hy gaan voel sommer aan die tronkdeur en hy sê, maar hier is hierdie deur oop. Mense moes dink, hy sal moes nou uitgaan. Maar nee, hy draai om en hy gaan sit maar weer in sy hoekie. En hy sit verder in die tronk. Hoekom? Want hy glo nie dat hy regtig vry is nie. En baie keer leef ek en jy ook mos so. Jesus het vir ons gesterf aan die kruis, ons weet dit, maar ons leef nog steeds soos in 'n tronk. Met gedagtes wat nie van die Here af is nie, met emosies wat by ons opkom en wat ons toelaat om ons op die verkeerde pad te lei. Want die klip is reeds weggerol en die graf is leeg. En jy sien, ek en jy moet kies. Ons moet kies as ons in versoekinge kom. Ons moet kies dat wanneer ons begin bang raak vir die toekoms en dit wat vir ons wag in die toekoms. Ons moet kies wanneer ons wil begin om moed te verloor. Dan moet ons kies tussen of die graf, om in die toegraf, as ons dit so kan sê, te bly sit, of ons kies die opstanding van Jesus. Ons kies om te bly in daai bekommernis of die vrees wat oor ons gekom het, of ons kies om te leef deur die krag van God se Heilige Gees wat in ons woon as sy kind. Ons kies tussen ons ou lewe of die nuwe lewe in Jesus Christus.
En ek dink 'n baie belangrike ding, ons het nou nie die verse gelees nie, maar daar in vers 15 staan, die gees wat aan julle gegee is van Romeine 8, maak julle nie tot slawe nie en laat julle nie weer in vrees lewe nie. Nee, julle het die gees ontvang wat julle tot kinders van God maak en wat ons tot God laat roep, Abba, dit beteken Vader. En so baie keer dink ek, sit ons hier of ons lewe en ons dink maar ons is slawe van die bose. Ons is slawe van die sonde. Ons is slawe van vrees. Ons is slawe van negatiewe gedagtes. Was my so treffend toe Eugene hulle net nou daardie I'm no longer a slave to fear, toe hulle daai liedjie swing, toe ons die kollekte net nou opneem. Hulle min wetende waaroor vanoggend se boodskap gaan. Ons is nie meer 'n slave to fear nie. Ons is nie meer slawe nie. Hier het ons dit gelees. Ons is nie meer slawe nie, maar ons is nou kinders van God. As ek vanoggend hier is of aanlyn kyk en ek ken Jesus, ek weet dit van die kruis gesterf, dan is ek nie meer 'n slaaf nie. En ek kan nie meer leef met daai slaafmentaliteit in my kop nie. Ek is verslaan, ek is oorwin, ek is maar soos 'n slaaf, ek word rondgesleep deur my vrese en negatiewe emosies. Ek kan nie so leef nie. Want hier sê Paulus dit, ek is 'n kind van God die hemelse Vader. Daar is 'n wêreldse verskil tussen om 'n slaaf te wees en om 'n kind te wees van die hemelse koning. Ek is 'n kind van God. En as dit die Here se wil is, as hy dit so beskik, volgende Sondag, gaan ons 'n bietjie meer in diepte ingaan, rondom wat dit beteken dat ek kind van God is, soos wat ons nou hier gelees het. Maar as ek sê, dis vir volgende Sondag, as dit die Here se wil is. Jy sien, want 'n slaaf leef in vrees. As 'n mens sommer nou op 'n ligter noot hierdie voorbeeld kan gebruik van jou rapportdag. Weereens ons tieners en ons kinders gaan daarmee kan assosieer. En die van ons wat nou hier sit en al lank al klaar is met skool of opleiding universiteit of wat ook al, sal dit nog seker kan onthou. Maar nou was party van ons, ek was daarom nou nie van hulle nie, maar baie van ons wat gesê het, wat gaan ek met hierdie rapport doen vandag? Wag, ek gaan hom wegsteek. Ja, ek gaan vir my ma of my pa sê, ek het hom nog nie gekry nie, of ek gaan iets met hom laat gebeur, en dan as ma of pa vra, was die rapport, Jesus, weet maar, daai hond van ons, nee, jy sal dit nou nie glo nie, maar toe ek by die huis kom, toe ek weer sien, toe Fluffy daai rapport opgevreet, daar's niks van hom oor nie. Weet, daar's van ons wat so daai herinneringe het van ons rapport op skool. En dan is daar van ons wat gesê het, yes, ek is so excited, en ek weet daar is sulke kinders beslis hier by ons vanoggend. Ek het al gesien hoe wonderlik doen hulle daar, hulle rapport op Facebook en op WhatsApp, fotootjies. Dan is daar party van ons wat sê, yes, ek is opgewonde, ek kan nie wag om my rapport te kry nie, ek het goed gedoen, ek het hard geleer, dit het goed gegaan, ek wil sommer vir mamma en vir pappa en vir ouma hulle almal wys. Baie van ons, wat ons geestelike lewe betref, is soos daardie kind of kinders, wat te bang is om ons rapport vir ons ouers te wys. Ons is te bang vir God. Ons is bang dat God met alle respek gesê net reg staan om as ek 'n voet verkeerd sit of as ek iets verkeerd doen om my by te kom. Nou gaan ek jou wys. Nou is ek reg om jou te straf. Baie van ons leef met daardie mentaliteit, met daai prentjie in ons koppe oor wie God is. En dit is nie wie hy is nie. Hy is ons Vader. Ek en jy is nie meer slawe nie. Ons is kind van God. En ja, inderdaad, dit voel soms, as ons kyk na die swaar kry, as ons kyk na die lyding rondom ons, asof dit nie tot 'n einde wil kom nie. Veral as ek deur diep waters moet gaan,
of hierdie lyding wat ek ondergaan, of dalk 'n geliefde naby aan my, hierdie siekte, en dit hou net aan, en dit hou net aan, en ek bid, en ons doen alles in ons vermoë, maar dit voel of dit nie tot 'n einde kom nie. Dan maak dit jou moeg, dit laat jou twyfel baie keer, dit laat jou wonder, wanneer gaan dit tot 'n einde kom? Maar Paulus sê hier vir ons baie duidelik, en hy het dit geweet, want hy het geleef van God se genade, want hy het so baie keer, so baie swaar gekry, op verskillende maniere, in verskillende gebiede, ons gaan nie nou daarop ingaan nie. En hy het dit geweet, hy het geweet dat as 'n kind van die Here is, dan beteken dit nie, ek gaan nie meer swaar kry nie, beteken nie, ek gaan nie meer moet worstel baie keer met siektes, of met uitdagings, met probleme nie. Dis nie wat dit beteken nie, dis nie wat Romeine 8 sê nie. Maar Romeine 8 sê vir ons, die swaar kry hier op aarde is nie die einde van alles nie. Daar is 'n hemel om na uit te sien. Hierdie swaar kry gaan hier op aarde inderdaad tot 'n einde kom. As dit nie nou tot 'n einde kom nie, dit gaan tot 'n einde kom wanneer ons saam met ons hemelse Vader is. As 'n mens weer 'n bietjie verder dink rondom swaar kry, en hierdie voorbeeld kan gebruik van om gym toe te gaan. Nou, ek weet daar is van ons manne wat dalk so nou en dan miskien by die gym 'n draai gaan maak, self van ons meisies, ons jong vroue. En as jy gym toe gaan, dan gaan jy mos om fikser te word en om spierkrag te bou ensovoorts. Of jy hoef nie eers gym toe te gaan nie, jy kan dit sommer net by die huis doen. En net so 'n bietjie fikser word. En die persoon wat vanoggend hier sit en vir my sê, dis lekker as jy moet sit-ups doen, as jy moet push-ups doen, as jy ver moet gaan hardloop en jy het nie lus om te gaan hardloop nie, maar dis lekker terwyl jy dit doen. Okay, ons gaan moet praat, want ek moet sê, vir my was oefening nog nooit verskriklik baie lekker gewees nie. Maar, die gevolge daarvan, wanneer ek dit klaar gedoen het, dan gaan ek begin na so tyd agterkom, ek is dalk so 'n bietjie fikser, of die klere sit so 'n bietjie beter aan my, want ek het nou mooi goeie oefeninge begin doen, of hierdie spiere, die manne begin so 'n bietjie te bult, kyk net hierso, nee, dit is daardie gevolge van daardie tydelike swaar kry, waarop 'n mens gefokus is. En net so in die kind van God se lewe, glo ek, wil die Here swaar kry en lyding en beproewing, wil hy dit nie gebruik of laat hy dit nie toe om ons te breek nie, maar juis om ons te bou, om ons sterker te maak in ons verhouding met Jesus, om ons meer en meer te verander, om soos Jesus te word, om meer aan sy beeld gelyk te word. Want inderdaad, alles hier op aarde is nie goed nie. Siekte is nie goed nie, pyn is nie goed nie. Verlies, iemand in die dood afstaan. Dis pynvol, dit maak seer. Maar ons kan vanoggend rus in hierdie wete, God laat alles ten goeie meewerk. Daai versie staan daar in vers 28 van Romeine 8. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. God wil en kan die moeilike, die swaar kry, die lyding ook gebruik, die pyn, om ons sterker te maak in ons geloof met hom, om ons meer soos Jesus te maak. Ek wil begin afsluit, sommer met hierdie ou voorbeeldjie van 'n koekbak. En as ons mos nou die bestanddele bymekaar kry, ek het verlede Sondag, dit is nou die waarheid, my man sal kan getuig. En ek is nou nie baie trots daarop nie, maar net of julle te wys, so iets foutjie gebeur partykeer. Nou verlede Sondag, toe sit mos nou koelerig en is reënerig, en ek na kerk besluit ek vandag eet ons gebakte bruinpudding.
Maar ek is toe nou 'n bietjie haastig, so ek kry sommer een van daai ready-made kits wat jy koop in die winkel op die rakke met die poeier by en dan het hy die stukkies sjokolade by en dan sê hy vir jou op die boksie, gooi net so 'n bietjie melk by, sit dit by en dan 1, 2, 3 en dan het jy jou breinpudding. En ek moet sê, ek is nie 'n goeie chef nie, glad nie, maar as ek kom by puddings, dan is ek nogal heel alright en ek is toe nou heel trots nog op myself dat ek nou al 2 keer hierdie breinpudding met daai boksie nogal heel goed gemaak het. En ek is aan die gang daarso en kyk, lees op die boksie en toe ek net om so in die oond wil sit, toe sien ek o my aarde, ek het te veel melk in hierdie resep gesit. Nou ja, my man het toe nou maar gekom en hy het toe maar te probeer red wat te redde is. Op die ou end was hy daarom nie oneetbaar nie, maar hy was nie wat hy moes wees nie. Nou ja, so leer 'n mens maar. Maar as ons nou moet dink aan 'n resep. 'n Resep het verskillende bestanddele. Hy het byvoorbeeld jou rou eier wat jy moet klits op een of ander manier in afhangende van wat jy wil maak. En hy het jou meel en hy het jou olie. Nou gestel 'n mens sou nou net daai rou eier wou eet. Dit gaan glad nie aangenaam wees nie. Mens doen dit nie. Dis as jy nou 'n mooi stem wil hê om dalk te gaan sing iewers, dan sal jy miskien nou rou eier drink, maar gewone mense eet nie rou eier nie. Of meel. Jy gaan mos nou nie op jou eie gaan sit en 'n lepel vol meel eet of nog erger olie drink nie. Maar as jy op die ou en daardie resepte bymekaar sit op die regte verhouding en jy doen wat die resep sê en jy sit byvoorbeeld daardie deeg in die oond en hy bak soos wat hy moet, het jy uiteindelik hierdie wonderlike koek of hierdie tert of hierdie pudding. En net so glo ek wil en kan God alles in ons lewens gebruik. Die swaar kry, die moeilik, die lyding, maar ook so die goed as ons hom toelaat, om dit ten goeie vir ons te laat meewerk. Met ander woorde, sodat ons meer soos Jesus sal word, sodat ons sterker sal groei in ons verhouding met die Here. En die vraag vandag is, en hiermee wil ek afsluit, hierdie vraag by jou los vir oggend. Die vraag is nie vir oggend, het Jesus opgestaan uit die dood uit nie, want ons weet dit. Ek glo dit, die woord sê dit, meer as 500 getuies het dit bevestig. Dit staan soos 'n paal bo water, Jesus het opgestaan. Maar die vraag vanoggend wat jy moet beantwoord, leef ek en jy soos iemand wat soos Jesus uit daardie opstandingskrag leef? Leef ons vanoggend uit daardie opstandingskrag, uit die feit dat Jesus opgestaan het? En daarom kan ons dan weet, ek en jy, ons is nie slagoffers nie. Ons moenie probeer om maar net te oorleef nie. Maar soos ons daar ook op die skerm net nou gesien het en dit gelees het, ek en jy is meer as oorwinnaars. Deur Jesus wat ons liefhet. Sê dit vir jouself, gaan skryf dit op 'n stukkie papier, plak dit op in jou kamer, plak dit op teen die spieël, sit dit op jou selfoon, sodat jy gedurig deur herinner word daaraan. Ek is 'n oorwinnaar, deur Jesus, wat vir my opgestaan het, wie se opstandingskrag in my leef. Amen. Hemelse Vader, dankie dat ons vanoggend net weer hierdie baie bekende gedeelte in Romeine 8 kon hier en daar 'n stukkie lees. Maar Here, dit is so 'n ryk hoofstuk in u woord, dat 'n mens eintlik versie vir versie kan gaan sit en lank daarmee besig wees. Omdat Paulus uit diere ondervinding en uit sy eie lewe uit dit kon skryf. En het geweet het, dit is die waarheid, dat niks ons kan skei van u liefde nie. Nie swaar kry nie, nie beproewing nie, nie lyding nie, nie nood nie, nie gevaar nie, nie honger nie, niks wat in die toekoms nog gaan gebeur, niks wat in die verlede agter ons is nie,
Geen bose magte of gesagte of owerhede nie. Niks kan ons skei van u liefde vir ons nie. En daarom, Here, daarom kan ons leef as oorwinnaars. Nee, meer as oorwinnaars. Want u opstandingskrag leef in ons. Help ons om dit te onthou, elke dag van ons lewens. En herinner ons deur die Gees wat in ons woon. Amen.